Jaco, hierdie werkgewer het 'n probleem wat meer en meer voorkom. Luister gou hierna. Ek het 'n werknemer wat bedank het nou met onmiddellike effek, maar hy weier dit om in skrif te sê, maar hy het voor my gesê en een van my bestuurders, ek wil weet, is dit nodig om dit in skrif te kry of kan ek dit net aanvaar? En ek wil ook weet, moet ek sy notas by? Is hy nog steeds geregtig om notas by omdat hy nou met onmiddellike effek bedank het? Ek het nog niks om gesê nie. Wat sal my beste wees hoe ek hierdie saak hanteer? Baie dankie vir julle insette. Okay, ja, dankie Kobus. Die wet bepaal tegnies dat 'n bedanking in skrif moet wees. Dis 'n eensydige, onherroepelike, skriftelike handeling van die werknemer, skriftelike kennisgewing. Maar dit gebeur baie dat ouens net mondelings bedank. So dis nie so groot probleem nie as jy getuienis daaroor kan lei, aanvaar die CCMA-kommissaris dit grootendeels dat die ou wel bedank het as jy dit kan bewys. Verkieslikheid op skrif, maar as dit nie moontlik is nie, sorg dat daar getuies beskikbaar is. In terme van die kennisperiode, net soos wat 'n werkgewer moet normaalweg moet kennis gee aan 'n werkgewer as hy hom afdank, moet 'n werknemer kennis gee as hy bedank. So tegnies oortree die werknemer die wet en ons geen verpligting dan nou op die werkgewer om sy kennis aan hom uit te betaal nie. Ons sien dit meer en meer dat in sulke situasies waar die bedanking nie in skrif is nie, dat die werknemer dan na die CCMA toe gaan. Net enige advies daaroor. Ja. Soos ek gesê het, dis beter om dit in skrif te kry want baie keer gaan die werknemer nou CCMA toe hardop en sê maar hy het nie bedank nie, hy is afgedank. Wat natuurlik 'n skriftelike bedanking sou daai argumente in die nek slaan. Maar alternatiefelik as jy getuies het, want jy dit gaan lei met soveel as moontlik getuies bykry. 'n Ander risiko natuurlik is as dat die werkgewer mag sê hy het wel bedank, maar hy is gedwing om te bedank. Weet hulle met 'n konstruktiewe ontslag. So dit is ook 'n risiko wat die werkgewer het. So normaalweg so veiligste is om soveel as moontlik getuienis te kry oor wat gebeur het ten einde enige moontlike saak by die CCMA te verdedig.